verander, 'n verleentheid en 'n geleentheid, halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Baie hartelike goeie naand op hierdie Sondag aand. Dis Kruiskyk, dis Sondag aand, dis 8uur en dis ons, The Light Ministries, Pastor Gelvin vanaand saam met jou daar, waar jy ook aan jou televisie gesit het, jou sitkamer, jou slaapkamer, of dalk kyk jy sommer op jou telefoon. Dit is 'n wonderlike voorreg om vanaand weer eens 'n uitsending te kan stuur wat ons opgeneem het en wat sommer in die gerief van jou huis of waar jy ook al bevind en hierdie uitsending kyk, mag die Here vir jou seën. Dis 'n wonderlike geleentheid wat ons het om in hierdie aand deel te kan wees van julle, en ek wil voordat ek verder gaan net vir julle herinner, ons kry dit weekliks, onthou dat aan die einde van ons uitsending sal ons telefoonnommers verskyn onder op die skerm, en indien julle ons stemboodskappe wil ontvang, elke dag, 5 dae 'n week, rondom so 6:20 op die laaste 6:30 in die oggende, stuur ons elke oggend 'n stemboodskap uit, wat is opgeneem, en ons praat sommer van die voice clips, en dit gaan regtig wêreldwyd hoor, van ons het soveel luisteraars wêreldwyd wat dit luister, en dan natuurlik op Vrydagoggende, net op Vrydag, my vrou, wat dan uitsaai Daughters of the King, en dan het sy ook baie keer so ekstra uitsending, wat sy ook uitsaai, of opneem, 'n stemboodskap. So as julle dit wil ontvang, stuur vir ons 'n WhatsApp na ons nommers toe, en ons laai vir julle op hierdie groep van ons, en ja, dan praat ons elke dag met jou, en sal dit nou nie lekker wees, dat jy ook een deel vorm van dit nie. Nou ek wil vanmorgen, vanaand, nou praat ek met die voice clips, nou praat ek nie oor vanmorgen, vanaand, wil ek net so 'n bietjie met jou gesels, ek wil dalk 'n bietjie anders te opneem, as wat ons gewoonlik opneem, ek wil regtig waar net met jou gesels vanaand, en ek wil hê dat dit moet insink in jou hele wese in. Nou, Micha 7 praat daar die opskrif, die verdorwenheid van Sion, en 'n gebed om tussenkoms van die Here. Nou net daar wil ek klaar net gou ietsie sê, dat ek het so rukkie terug, ek dink so jare wat terug in Kreeusdorp, het ek gepreek daar by Homebase Ministries, daar by Pastor Dion en Denise, het ek daar bedien oor die God van tussenin, oor wat gebeur tussenin. Hy is die begin en hy is die einde, en die Here gee baie keer, gee die Here vir jou 'n vision, en die Here gee vir jou 'n profesie en 'n belofte, en baie keer dan vergeet ons van die dinge wat tussenin gebeur. Nou sê hy so, en 'n gebed om tussenkoms van die Here. Nou hier is vir my so awesome hoor, dat het jy al geervaar hoe dat die Here net sy tydsberekening nooit 'n sekonde uit is nie. Nou hoor wat bid Micha, die profeet. Hy sê, vers 5, vertrou geen metgesel nie, maak op geen vriend staat nie, let op die poorte van jou mond, teenoor haar wat in jou skoot lê, want die seun minag die vader, die dogter staan op teen haar moeder, die skoondogter teen haar skoonmoeder, die man sy vyande is sy huisgenote.
vers 7, maar ek sal uitsien na die Here. Ek wil wag op die God van my heil. En nou sê hy, my God sal my hoor. Nou ek weet, jy voeg niks by die Bybel, by die woord van die Here sê in Openbaring, as jy byvoeg, so sal jou oordele bygevoeg word, en as jy wegvat, so sal jou deel weggevat word in die boek van die lewe en aan die heerlikheid van God. Maar ek wil net so dit anders te stel amper, waar hy sê, my God sal my hoor, wil ek dan sê, Here, my God sal van my hoor. Nou ek het in my Bybel geskryf, iets wat ek op sosiale platform, op Facebook, het iemand 'n mooi plaas gemaak van 'n leeu, wat sy mond so oop is, en hy sê daar, don't lose your roar. Ek wil dit bysit, dit is jou reg, om met God te praat, soveel keer as wat jy wil, en wanneer jy wil. Do not allow the enemy to mute your mandate. Nou, dit is 'n baie kragtige wapen van die vyand. Nou so in die week wat verby is, was ek vir so dag of 3, van die eerste dag was ek baie ongesteld gewees, en ek was maar in die bed die hele dag, en nou mense wat my ken, ek is nogal redelik hyperactief, dit is vir my amper 'n nagmerrie, om net te dink dat ek jou dag in 'n bed moet bly, en my vrou het so mooi na my omgesien, maar ek was regtig nie lekker gevoel nie, en soveel so dat ek moes die Dinsdag aand 'n woordskool aanbied, en ek kon dit nou nie doen nie, maar die lang en die kort is dit. Die Dinsdag aand, of sal ek sê die maandag aand, toe ons gestremde dogter, ons hemelkind, wat ons eerder nou noem, ons hemelkind, sy was al die jare voor 'n geweldige incident wat vandag gebeur het, so 18 jaar terug, was sy 'n geweldige prominente bidder. En selfs in haar the lack of spraak, en sy kon nie lees nie, en het sy tog die vermoë gehad om die Bybel te memoriseer. Ons het vir haar daai tyd, het iemand vir haar die Bybel op audio gegee, en met ander woorde, sy kon baie skrifte aanhaal, wat sy nou maar so geluister het, want sy kon nie lees nie, en dan het sy, toe ons in Witpoortjie was, dan vat sy haar radio, en sy gaan bid, haar tape recorder, dan vat sy nou haar Bybelseries, en dan gaan sy kerk toe, ons het op die kerkerf gebly, dan gaan bid sy, partykeer vir 1 uur en 'n half, het daai kind gebid, en na hierdie incident, het sy nooit weer gebid soos wat sy gebid het, vanweer die skok, maar dit nou daar gelaat. En wanneer ons huisgodsdienst hou, het ons 'n reël by ons, dat ons al 3 getuig, Desiree getuig, wat was die dag, en dan sy, en dan kry ons elkeen 'n geleentheid om te bid. En die maandag aand, toe bid ons, en ons is daar in my kamer, en my vrou sê, kom ons hou sommer hier godsdienst, hier wat nou heel dag geleid, en die kind beginne, terwyl ons bid, staan die kind op, en sy kon vat autoriteit oor die werke van die duisternis. En weet jy, sy bestraf die gees van krankheid, met soveel autoriteit. Daar was 'n bietjie humor in dit ook, hoor. Want sy het gesê, jou duivel, ek bestraf jou in die naam van die Here. En sy sê nog so oulik, so kinderlik. Sy sê, nou vir my, sy sê, Rolfie, ek probeer jou net help. Ek moes eintlik op my tande byt, want ek wou gelag het, maar nou nie. Maar dit was so opreg. En weet julle wat, seker 5 minute nadat ons gebid het, toe begin ek geweldig te sweet. En ek sweet letterlik daardie koors en goeters uit my liggaam uit. Wat probeer ek sê? Hierdie kind is 'n gestremde kind. Maar sy het soveel autoriteit, dat self in haar brein dysfunksie wat sy het, God het nie dit nodig om hom te glo nie. Die Here gebruik 'n donkie
God kan enige iets en enige iemand gebruik on any given day. Maar daardie kind se geloof, so opreg, so kinderlik. Ek wil amper sê dat God nie anders te kon as om hierdie kind se gebed te verhoor nie. En vir soveel jare, Satan robbed the roar. Daar's 'n brul in my en in jou. En ek wil vanaand vir jou sê, dit maak nie saak wie jy is en in watter omstandigheid jy is nie. Elke mens het nog een prys die Here in jou mond. Jy het nog een amen in jou mond. Jy het nog een halleluja wat jy kan skree. There is a roar inside of you. And the enemy wants to mute your mandate. En hierdie mandaat wat God vir my en vir jou gegee het, is so geweldig. En as die vyand, want ek het 'n mandaat om God te prys. Ek het 'n mandaat om te bid. Ek het 'n mandaat om ons hande op te steek en sy naam te verheerlik. Ek het 'n mandaat om enige tyd wanneer ek en jy wil, ek het hier geskryf, wat ek nou gelees het, dit is jou reg om met God te praat, soveel keer en so baie as wat jy wil. Weet jy dat niks en niemand op hierdie aarde, jy kan agter jou werkstafel staan en met God praat. Jy dalk 'n rep wat jy laat deurry. Jy kan in jou kar, kan jy 'n CD insit. En jy kan met God praat. Weet jy, as ek partykeer my motorfiets vat en ek gaan ry so, en ek doen dit nou nie baie nie, en ek gaan net so 'n bietjie uit vir die oggend, kan ek nie vir julle sê wat gebeur alles onder daai helmet nie, hoor, wat ek oor my kop trek nie. Ek sing, ek bid, ek prys. Weet jy, ek het al gery dat ek lag kliphard. Ek dink mense sal seker dink wat my nou sien en my nou hoor, so dan weet jy wat, daar is 7 skroewe los. Ek lag so wat kliphard, dan sê ek, Here, oh my word, hierdie is daarom al lekker, ne? En so praat ek in die wind wat, ag, dis net lekker, hoor. En weet jy wat, if the enemy can silence your mandate, weet jy, kom ek gee vir jou 'n paar mandate wat jy het, hoor. Die Bybel sê dat ek en jy is die kop en nie die stert nie. Hy sê Deuteronomium, op een pad sal die vyand teen jou optrek, maar op 7 paaie sal hy vir jou al wegvluk. We have a mandate, dat ek en jy is meer as oorwinnaars, deur Christus wie ons die krag gee. Ek en jy het 'n mandaat, dat ons kan soveel keer 'n week nagmaal gebruik, wat ons nagmaal wil gebruik. Hierdie kind van my is actually, wanneer ek kom, sy so stil, sy leef in haar eie wêreld, en soos ek sê, hierdie incident is so 18, 19 jaar terug gebeur, en dit het 'n geweldige skok in haar lewe gebring, dat sy actually heeltemal nie meer is wat sy was nie. Maar ek wil vir jou sê, die oomblik, ek het eintlik, ek weet nie hoe om te sê nie, as ek nou sê geskrik, verstaan my nou reg, dit was soms so skielik, soos hierdie kind op my, hoor, en ek jou vertel, sy het my gevat, en sy het die een hand op my kop, en sy het my hier, en sy roer my kop, hoor, asof sy pap my gaar maak, sy roer my kop, en die ander hand is hier op my pens, en sy sê, wyk jou Satan, en ek bestraf jou, en ek voel die krag van die Here, en toe sy nogal daar sê, Rolfie, ek wil jou net help. Nou, kyk, sy het al baie keer gehoor hoe ons seker nou maar die bediening van 31 jaar, sy word nou 40, en sy het ons al gehoor hoe ons baie keer mense gehelp, en dan bestraf ons die werke van die vyand, dan sê vir die mens, luister, onthou ons vat nie jou aan, ons wil jou nou net help eintlik, en sy het seker nou maar daar gehoor, maar so opreg, sy het baie jare terug vir 'n man gebid, wat hartomleiding gehad het, baie groot hartomleiding gehad het, en hy het baie erg probleem gehad, met sy hart nog steeds, en hart wat het ritme uitgaan, en ek dink sy was wat 4 of 5 jaar oud, kyk, ek ken my vrou sy raag bietjie ouer, my vrou wys haar seker so 7 jaar oud, toe ons al vereniging was, en val 3 ook was, en die oom het 'n moeilike dag gehad, en ek en my vrou het gewerk, en die tannie het na gekyk, en sy het in die tafel sit, en 'n broodjie geëet, en die tannie het relatief benoud, want die oom was nie lekker, en sy het in die kamer ingegaan, my kind, in die kamer ingegaan, en Jimmy Swaggart, die oom het nog al eens in die
kassette. Jy nog die kassette gekry daai jaar. En sy kry, sy sê, oom, sit jy die kassette af, sit sy oupa, sit die kassette af, ek wil gou vir jou bid. En weet jy, al wat sy gebid het, was die Onse Vader, wat sy het ook gememoriseer, en sy bid die Onse Vader. En in daardie gebed, toe sy amen sê, toe daai oom sy hart klop, onmiddellik weer in ritme. Weet julle wat? Ons het 'n mandaat, man. Micha sê, I have a mandate. My vyandin, moenie oor my bly raak nie. Die seun minag sy vader, die dogter is teen die moeder, die skoondogter teen die skoonmoeder. Daar's hierdie huishoudelike goedes, maar veg julle gevegte. Maak julle, op wat Josua sou gesê, maak julle wat julle wil maak, maar ek en my huis, ons sal die Here doen. Ek het 'n mandaat. Ek het 'n mandaat. En my God, sê Micha, sal my hoor. My God sal van my hoor. Want my God sit op die sirkels van die aarde. Die aarde is die voetbank van sy voete. Sy stem laat die takbok lam. Sou daar dan iets vir hom te wonderbaar wees? Raadsman, sterke God, ewige Vader en vrede vors. Hy is die een wie ek lief het in die môre. Hy is die een wie ek lief het in die aand. Hy is die een in die avondskemer. Hy is die een in die middernag. Al breek die hel om my kop los. Al breek die hel om jou kop los. You have a mandate. Ek kyk altyd so vir kruiskyk. My dogter is daar deel van die praise and worship span en my skoonseun speel die saksofoon daar en ek kyk altyd so vir Rev, ek hoop jy kyk hoor. En ek die energie agter daardie gitaar is aansteeklik. Dis irriterend vir die vyand. Dis irriterend vir die vyand. En ek dink ons moet weer op 'n plek kom waar ons die vyand irriteer en frustreer. Ons submit te gou oor wat hy graag wil doen en wat hy graag wil hê moet in my en jou se lewe gebeur. En ek wil vir jou sê, dis asof Micha sê, doen wat jy wil, you will not mute my mandate. Ek het 'n mandaat om met God te kan praat. Ek het die reg to go into his presence. Want Jesus sê self, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek het die reg om deur Jesus na God die Vader te gaan. En dan weet ek, I have an advocate, one who has never sinned, who intercedes for my weakness and my iniquities. Kruiskyk luisteraar, don't lose your roar because the enemy wants to keep you silent. It's your privilege to visit your place of prayer as often as you can, and no devil can stop you. Weet jy dat daar's te min demone? Weet jy dat die vyand het geen ietsie krag en mag? Dat as jy nou, terwyl jy na hierdie uitsending luister, wil opstaan en God prys, is daar geen mag in duisternis wat jou kan stop nie. That's power. That's authority. Ek like hierdie ding in Matteus 16 waar Jesus kom en hy, ek doen het baie, val ek soms so bosvetels, I toss it to someone, en sê ek vang hy setels. Ek dink in die gees is asof Jesus het gedoen het. Hy sê, jy is rots en op die rots sal ek my gemeente bou en the gates of hell will not prevail. En wie dit maak hy? He tossed a set of keys, hy vlieg ons so na Petrus toe. Hy sê, Petrus, hier so setels. Alles wat jy op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. En alles wat jy op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. God gave the church a mandate. Hy het ons 'n mandaat gegee, dat alles wat ons op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. En don't let the enemy silence your mandate. Jy het 'n mandaat. Jy het 'n reg to come into his presence as often as you like. Soveel keer as wat jy wil.
en die duiwel kan jou nie stop nie, halleluja. En nou wil ek ook vir jou sê, net so vinnig, het is ook nou nie die laaste keer wat die ou girl van my so vir my gebid het, die volgende aand toe vat sy my weer, en sy bid vir haar pa. Ek kan nie vir julle sê, was ek blyer oor die gebed, as die een wie die gebed gebid het. En dis my en my vrou se gebed, is dat die kind in haar gestremdheid weer haar mandaat sal vat. There's a roar, daar's 'n brul binne in jou, 'n Sionsroep, wat geen duiwel in die hel kan stil maak. Die Vader, baie dankie, Here, dat ek vanaand net so lekker met ons kruiskyker kon gesels het. O Here, daar is niemand soos U nie. U is werd om geprys te word, U is werd om geëer te word, en U is werd om geloof te word. How big is God, how big and wide, His vast domain. To begin to tell His lips can only try. Big enough to rule this mighty universe, small enough to dwell within my heart. En Here, vanaand besluit ons as U kinders, ons het 'n mandaat, and we will not let the enemy mute our mandate. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy nou ingeskakel het, man. Dit is sommer lekker om daar by jou. Mag die Here vir jou seën en maak hierdie woord rema in jou hart. En weet jy wat? Volgende Sondag maak ons weer so. Totsiens.